Hierdie episode van Storytyd saam met Juffrou Blanche word geborg deur Kleuter en Baba Campus in Langenhoven Park. Hallo al my maatjies, en weet julle wat se tyd is dit? Dit is Storytyd saam met Juffrou Blanche. Vanaand se storie kom weer uit Leer jou kind Christelike waardes, wat geskryf is deur Leni Houwer. En vanaand se storie gaan oor 'n tweeling. En die lesie, hoop ek gaan julle sommer mooi raak luister, so ek gaan vir julle aan die einde vertel wat die lesie van hierdie storie is. Minke en Mianay is 'n identiese tweeling. Hulle lyk presies dieselfde. Hulle lyk so dieselfde, dat hulle male nie eers kan uitken nie. Toe hulle babatjies was, het hulle mamma om hulle hande strikkies gebind. 'n pinke om Minke se hand en 'n perse om Mianay se hand, sodat sy kan weet wie is wie. Sy het hulle nooit dieselfde aangetrek nie, want dan het sy te deur mekaar geraak. Hulle is nou al groter en het begin skool gaan. Hulle is in graad 1 en hulle maats en juffrou kry dit ook nie reg om hulle uit te ken as hulle skoolklere aan het nie. Al lyk hulle so dieselfde, is hulle nie dieselfde nie. Minke hou daarvan om haar hare te vleg. Wanneer mamma haar hare vleg, moet sy presies tel hoeveel keer sy die hare van elke vlegsel vleg, want Minke wil dit presies dieselfde hê. Mianay hou weer van 'n bokstert wat vry in die wind kan waai, en dit is goed so, want anders sou mens nooit geweet het wie is wie nie. As jy weet waarvan hulle hou, dan raak dit darm so bietjie makliker. Minke en Mianay het nou ook begin om danslesse te neem. Met die danslesse kan mens agterkom dat hulle nie dieselfde is nie. Minke is baie goed met die danslesse. Sy maak nooit 'n fout nie. Sy weet sommer net hoe om dit te doen, en haar lyfie doen dit amper van self. As sy die dag wel 'n klein foutjie maak, is sy sommer kwaad en moeilik, maar dan oefen sy totdat sy dit reg kry. Mianay weer maak meer foute. Sy dans nie sleg nie, maar haar lyfie kort baie oefening voordat sy dit mooi reg kry. Gelukkig hou sy van oefen en sy doen altyd haar beste. Minke en Mianay geniet die dansery, want mamma gaan ook altyd saam en kyk as hulle oefen. Mamma dink hulle is albei oulik en goed, maar Minke weet sy is beter as Mianay. Aan die einde van die kwartaal doen hulle 'n kompetisie en dan gaan almal sien sy is die beste. Sy weet dit sommer. Die tweeling oefen baie hard. Minke glo net al meer sy gaan die kompetisie wen en oefen al hoe harder om dit vir almal te bewys. Mianay oefen weer hard omdat dit so lekker vir haar is as haar lyfie iets niets kan regkry. Uiteindelik is dit tyd vir die kompetisie. Ek wonder of julle weet wie gaan wen. Wat dink julle? Al twee die dogtertjies doen sommer baie goed. Minke doen haar hele stuk sonder om een fout te maak. Toe sy klaar is, klap mamma vreeslik hande en die beoordelaar rek haar oë groot. Knipoog vir Minke met 'n groot glimlag op haar gesig. Trots stap Minke van die vloer af. Nou is dit Mianay se beurt. Haar hele houding is anders as Minke se. Sy lyk nie so trots op haarself nie. Sy lyk eerder skamerig en selfs bangerig. Toe begin die musiek speel en sy begin dans. Haar eerste tree is huiwerig en effens te stadig vir die musiek. Maar toe begin Mianay voel dat haar lyfie tog weet wat om te doen en sy vergeet van almal om haar. Sy volg net die musiek en haar hart is vol liefde vir haar oulike dansjuffrou en haar mooi mamma. Sy voel ook ekstra trots op haar sussie. Terwyl Mianay dans, glimlag sy breed en haar hele lyfie beweeg saam om te wys dat sy lief is vir mense om haar. Toe sy klaar is, klap mamma ook vreeslike hande en die beoordelaar kyk stip na haar met verbasing op haar gesig. Mianay weet nie mooi wat om hiervan te dink nie en sy stap vinnig en skamerig af. Sy dink by haarself dat Minke seker gaan wen, maar dis oukei. Sy dans baie goed en in elk geval sal hulle steeds sissies bly. Dis vir haar lekker, want sy het altyd 'n maatjie om mee te dans en te speel, maak nie saak wat nie.
Daar is nog 'n paar dogtertjies wat eers klaar moet dans en dan word almal nader geroep om te hoor wie het gewen. Almal is opgewonde om te hoor wie sal die wenner wees. Minke of Mianay of miskien heeltemal 'n ander dogtertjie. Die tannie wat die beoordelaar is, begin praat. Eers wens sy almal geluk wat so mooi en goed gedans het. Ek is beïndruk met die kwaliteit van die kinders se dans. En dan vra sy vir Minke en Mianay om vorentoe te tree. Minke, jy het uitstekend gedans, foutloos en daarvoor moes ek goeie punte vir jou gee. Jy kry 8 uit 10. Maar, Mianay, jy is 'n voorbeeld van waaroor dans regtig gaan. Jy het vergeet van jouself en het geluister na die musiek en elke oomblik geniet. Jy is daarom die nederige wenner en jy kry 9 uit 10 en die danstrofee. Almal klap vreeslik hande en pappa fluit van agteraf. Klomp mense kom gesels met die tweeling en wens hulle geluk. Juffrou kom gee hulle elkeen 'n baie stywe drukkie en sê dat sy baie trots is op hulle twee. Op pad huis toe sê pappa dat hy so trots is op sy dogters. Mamma sê dit was vir haar so lekker gewees om te sien hoe elkeen van hulle gedans het, net presies hoe Jesus hulle gemaak het. Minke het so perfek reg gedans, want Jesus het haar 'n perfeksionis gemaak. Ek wonder of julle weet wat is 'n perfeksionis, maats? Ja, dis iemand wat alles presies reg wil hê en alles moet net perfek uitwerk. Dis hoekom hulle sê perfeksionis. Mianay het gedans met haar hart vol liefde, want sy is 'n simpatieke persoon. Dit is vir mamma die mooiste, dat sy so simpatiek is, en dat mens kon sien, dat Jesus hulle elke een uniek gemaak het. Ja, sê Mianay, ek weet Sissie is 'n perfeksionis, want al haar dinge moet altyd perfek en reg wees, soos haar vlegsels. En ek weet ek is simpatiek, want my hartjie voel so lief vir almal, en is baie lekker om die liefde met my lyfie vir ander te wys. Maar wat beteken nederig? Die tannies het gesê ek is 'n nederige wenner. Mamma antwoord, O, nederigheid is 'n mooi eienskap, my kind, wat God vir ons gegee het. Maar ons kan dit ook aanleer, as ons toelaat dat Jesus ons hartjies verander, sodat ons nie net meer aan onsself en ons eie belange dink nie, en dit beteken, ons sal nie dink ons is beter as ander nie. Ons sal altyd die beste wees. Presies soos Jesus ons gemaak het, en dit sal ons gelukkig maak, en ons sal dit vir ander kan wys, want God het elkeen van ons spesiaal gemaak. Minke is doodstil. Sy staar by die venster uit. Sy besef eintlik, sy het gedink, sy is beter as Mianay, en nou weet sy is nie. Sy is eintlik net anders, met ander mooi eienskappe. Sy is nou bly vir haar sussie wat gewen het, en sy is so bly, sy het 'n sussie wat kan wys hoe lief sy vir ander mense is, want sy weet dit is waar. Haar sussie is baie lief vir haar. Sjoe, wat 'n lekker storie, maats, wat ons leer, dat ons altyd nederig moet wees, en altyd moet omgee vir ander maatjies, en nooit moet dink ons is beter as ander mense nie. So ek hoop, julle het hierdie storie baie geniet, en ek hoop julle het 'n lekker dagie verder, en arrivari! Hierdie storietyd saam met Juffrou Blanche was geborg deur Kleuter en Baba Kampus in Langenhoven Park.